Die nuus is iets wat iemand wil hê, jy moet weet. En dit kan net 'n eenvoudige feit wees van wat gebeur het, maar toenemend meer is daar ook saam met die feit 'n opinie wat inkom. En so as jy na nuus luister, moet jy baie selektief luister oor hoe die ding gestel word, die gebeure gestel word. Is vir jou 'n voorbeeld. Die Opserver kan sê, 'n tiener sterf tydens 'n skietvoorval by 'n skool. Dis 'n feit van wat gebeur het, jy hoef nie te wonder wat gebeur het nie, jy weet nie die details nie, maar dis wat gebeur het. Dit kan ook sê, 'n onskuldige tiener sterf na 'n rasseaanval by 'n skool. Daar is klaar 'n opinie vir jou in die ding ingesit, en dit mag waar wees, maar jy weet nie, want dis nie net die skoon feite meer nie. Of dit kan sê, 'n trans tiener ontmoet haar noodwendige einde in 'n skietvoorval by 'n skool. So, nuus is wat iemand wil hê wat jy moet weet. En een van die dinge op hierdie stadium wat die nuus ons probeer vertel, liewe vriende, is dat daar is reuse rasseprobleme in ons land. Aan die een kant is daar hierdie swart oormag wat al die wit mense net wil weg hê. Aan die ander kant is daar hierdie klomp wit rassiste wat niks vir enigiemand anders te gun nie en alles vir hulle self wil hê. En wat is die eenvoudige feite? En die feite het ons, en dis baie goeie nuus. Of jy jou eie volksstaat wil hê, en of jy 'n swart meisie wil trou, die feite van die rasseverhoudings in ons land bly goeie nuus. En kan ek dit met jou deel? Skuif nader en kry vir jou 'n koffie. Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Goeiedag, liewe vriende. Welkom by Klets met Corneille. Ek is Corneille. En saam gaan ons kragtige alternatiewe verken in regering, in ekonomie, opleiding en gesondheid. Alles deur die lens van 'n Christelike wêreldsbeskouing. Die ding van rasisme krap my al 'n rukkie lank, so ek wil eers daaroor praat en dan daarna wil ek jou graag verduidelik hoe ek dink 'n Christen daaroor behoort te dink vanuit 'n Bybelse perspektief uit. So kom ons begin met die rasisme ding. Dis nie dat ek nie dink daar is rasisme in ons land nie, want daar is. Ek sien rasisme aan al twee kante van die spektrum. Ek sien wit mense wat regtig nie van swart mense hou nie, omdat hulle swart is, en op grond daarvan 'n klomp dinge aan hulle toegedig word, reg of verkeerd. En ek sien die teenoorgestelde daarvan ook by swart mense. Wat ek nie sien nie, is op die vlak wat ek in die media raak sien nie. As ek na die media kyk, is ek baie meer bewus van hierdie dreigende dinge in ons land. En ons land het voortreffelike probleme. Geen twyfel daaroor nie. Is rasisme een van die grootste probleme? Ek is nie so seker daarvan nie. En die rede daarvoor is 'n praktiese ding net in my lyf. Vir die afgelope paar jaar vra ek altyd vir mense hierdie ding. As jy na 'n winkel toe loop, kom ons sê jy loop in by 'n supermark, en jy kom by die kassiere en die persoon help jou, en die persoon is van 'n ander kleur. Is daar vir jou rasisme in die storie? Is daar slegte, ek kan nie 'n goeie Afrikaanse woording vir hierdie ding van vibes nie. Dit gaan oor vibes, rasisme. In praktyk baie. Is daar vir jou ongemaklikheid omdat jy verskillende rasse is? Nee. Vind jy die mense met jou besonder suur of een of ander iets snaaks bloot op grond van jy's 'n ander kleur? Gewoonlik nie. En orals waar kom is dit die geval. Elke nou en dan loop ek 'n swart persoon raak wat ek regtig agterkom is nie baie in sy noppies met wit mense en in die besonder Afrikaners nie. Ek kry hulle, maar ek kry hulle baie min, moet ek vir jou sê, in vergelyking met die hoeveelheid mense wat ek elke dag mee iets te doen het. So dis net 'n ding wat ek al 'n rukkie lank in my lyf voel, en dan hoor ek by my ander mense, hoe voel hulle? En ek vra dieselfde vraag aan ander mense ook. Ek het al vir 'n klomp swart mense gevra.
Hoe voel jy as jy net in jou alledaagse lewe aangaan, vergeet van wat die televisie sê en die regering sê en al daai dinge, as jy net lewe en die mense met wie jy in kontak kom, hoe erg voel jy rasisme aan? En nie so baie soos wat ek in die nuus sien, blykbaar die probleem is nie. Nou, daar is gelukkig vir ons, as jy moet kyk na, wat is die skoon feite? As dit nou gaan oor, hierdie is gevoelens van mense, hoe voel jy oor ander mense en ander nasies en ander rasse? Is daar feite oor die storie beskikbaar wat ons kan kyk, as jy die emosie wegvat of die invalshoek van iemand, wat die nuus aan jou lewer, is daar skoon feite wat ons na kan kyk. En die goeie nuus, liewe vriende, is ja, daar is feite. Ons goeie vriende by die Instituut vir Rasseverhoudings het soos baie ander jare 'n meningsopname gehou. En in hierdie meningsopname het hulle 'n klomp vrae gevra aan 'n baie goeie deursnit van ons samelewing. En ek gaan vir jou die skakel los sodat jy kan gaan kyk na die, ek praat net eers bietjie met jou, dat jy kan gaan kyk na die hele storie, jy kan die hele verslag gaan lees om te sien hoe hulle die proewe gedoen het en wat se mense ingesluit is. En dit is baie verteenwoordigend van ons land. Van arme mense, van ryk mense en van die verskillende rassegroepe in ons land volgens hoe groot hulle is. Wat beteken, jy kan nie sê hierdie ding is net vir swart mense gevra byvoorbeeld, of dit is net vir wit mense gevra. Dit is nie, dis 'n baie goeie saamgestelde verslag en navorsing, dis wat hulle doen, die Instituut vir Rasseverhoudings, 'n groot deel van wat hulle doen, so hulle doen 'n behoorlike werk daarvan. En wat ek nou wil wys is net hierdie meningsopname wat ek gehad het oor rasseverhoudings in Suid-Afrika, en ek gaan net vir jou die opsommings daarvan wys met die stukkie statistiek om dit, dis omtrent 8 punte dink ek. En gaan lees asseblief die hele 30 bladsye as jy belangstel in statistiek en hou van sulke dinge, oor die uitleg van alles. Hierdie is net vir my hartjie goeie nuus om te weet, ek voel nie verkeerd nie. En dit wat hulle my probeer voer met nuus is gelaai. En jy moet dit weet vir jou besluitneming. Daar is baie te baat in terme van beheer, as jy mense teen mekaar kan opsweep. Dis daai goeie gesegde van divide and conquer. Hoe beheer jy mense? As jy vertel hulle stories oor hoe ander mense is, en as jy vir die mense self vra, dan lyk dit nie dieselfde prentjie nie. So kom ons kyk gou deur 'n paar van hierdie statistieke wat ek hier gekry het. Hier was die eerste vraag wat hulle gevra het. Of nee, dis nie 'n vraag wat hulle gevra het nie. Hierdie is die opsomming. So hier is die konklusies wat hulle by uitgekom het. In die eerste plek, die meeste Suid-Afrikaners verwerp voortgesette rassegebaseerde toewysings deur die staat. Dit beteken goed soos swart ekonomiese bemagtiging is vir die meeste Suid-Afrikaners 'n dom plan. Hulle verwerp dit ongeag van wat se kleur of geur hulle is. Hier is die statistiek. 70% sê die regering moet ophou om apartheidsera rassekategorieë te gebruik om te bepaal wie vir besigheids- en werkgeleenthede kwalifiseer. En 27% het gesê dit moet voortgaan. By verre die meeste mense sê, dom plan, kan ons asseblief ontslaa raak van rassekategorieë in die werkplek. Kan ons kyk na wat mense kan doen, in plaas van wie hulle is in hulle velletjies of in hulle taal. Vir wie het hulle gevra? Al die mense, en 64% van die mense was swart gewees wat hier geantwoord het, hulle is moeg daarvoor. 58 bruin mense, 74 Indiërs en 97% van die wit mense. Wat natuurlik sou meer sin maak, want die wette in ons land is teen wit mense gekant op hierdie stadium. Maar selfs van die mense wat al die voordeel uit die stelsel uit kon kry nou, sou 'n mens dink. Hierdie wys net vir jou, die voordeel wat die regering sê by die swart mense uitkom, doen nie. Dit doen nie, want 64% van die swart mense het gesê, hierdie moet nie aangaan nie. Die volgende punt. Die publiek bly sterk toegewyd aan samewerking tussen rasse. 89% stem saam dat die verskillende rassegroepe mekaar nodig het vir vooruitgang en dat daar volle geleenthede vir mense van alle kleure moet wees.
89, dis omtrent almal, sê, ons soek nie die een of die ander nie. Ons het mekaar nodig om dinge te maak gebeur. Dit beteken nie, jy moet almal in een systeempie hê in my kop nie. Dit beteken jy kan totaal en al 'n swart besigheid en 'n wit besigheid kry en 'n gemengde besigheid kry en almal kan floreer, want dit gaan nie oor die rasse binne in die besigheid of die rasse nie in die besigheid nie. Dit gaan oor die besigheid. Punt 3. Ekonomiese opheffing word gesien as die pad na die vermindering van rasseongelykheid. Dit beteken, al sou daar nou ongelykheid wees, die probleem om dit aan te spreek, sê die mense, is nie om te sê, kom ons maak 'n wet, wat mense forceer om goed te doen of nie te doen nie, of wie mag en wie mag nie werk nie. Die probleem, sê hulle, word opgelos as ons mense toelaat om ekonomies te groei. Hoe doen jy dit? Nie met wetgewing nie, jy gee vir hulle beter onderwys, jy gee vir hulle werksgeleenthede, jy maak dit so maklik as moontlik vir mense om te kan werk en ekonomies vooruit te gaan. 76% stem saam dat beter onderwys en meer werksgeleenthede ongelykheid tussen rasse geleidelik sal verminder. Wat se mense soorte sê so? 75% van die swart mense sê so, 76% van die bruin mense, 80% van die Indiërs, 87% van die wit mense sê so. As jy mense opleiding gee behoorlik, as jy vir mense die geleentheid gee om te kan besigheid doen, 'n hele ander storie van hoe jy dit doen, as jy daai twee dinge doen, gaan mense floreer ekonomies en dit gaan ongelykhede wegvat. Swart mense het genoeg vertroue in hulle eie in hulle self om te kan behoorlik geld maak, as hulle nie ook deel van die storieetjies moet wees nie. Wit mense het genoeg vertroue in hulle self om te sê, as ons nie gekeer word nie, gaan ons vir onsself kan sorg en vir die mense om ons. Alle mense voel so duidelik. So kan ons asseblief die rassewette wegkry en dit ekonomies maklik maak vir mense om vooruit te gaan. Punt 4. Persepsies oor wat die samelewing van die presidentskap verwag is meer rasgebonde as persoonlike voorkeure. Die fokus hier is op persepsie, want dis wat gebeur. Ons is wit mense, kom ons sê nie ons nie, ek is 'n wit mens, kyk na swart mense en jy neem aan, almal wil 'n swart president hê. Die swart mense kyk en sê, ons kan nie vir hierdie party neem, want dis wit mense se party hierdie. Daar's hierdie ding van, ons soort soek ons soort. Dis nie toe nie hoe mense voel nie, dis die persepsie. Hulle vraag was, hoe voel jy daaroor? 47% dink dat die meeste ander Suid-Afrikaners glo die president moet swart wees. Maar slegs 34 sê self dat hulle net of verkieslik 'n swart president sal ondersteun. 'n Volle 66% sê hulle sal die beste persoon ondersteun ongeag die ras. Dit beteken as mense wat sê, ons soek 'n swart president, as mense wat sê, ons soek 'n wit president, en as mense wat sê, ons soek enige kleur president, solank hy die beste ou vir die werkie is. En as jy daai twee bymekaar sit, is dit so 'n groot meerderheid van mense wat sê, kan ons weer die ras op 'n sy skuif en kyk wie is die beste man vir die werk. Dit gaan nie oor die rasse nie. Die persepsie van mense is dit gaan oor, en as jy die mense self vra, dan is dit nie die waarheid nie. Dit is hoekom hierdie goed sulke goeie nuus is, want dit sê nie vir ons wat die nuus sê nie. Rassisme bly 'n werklikheid, maar dit word nie deur die meeste deur die armes gerapporteer nie. Dis een van die ander dinge wat die media vertel, is die arme mense wat moet gehelp word, dis die arme mense wat swaar kry. As gevolg van hierdie arme mense wat ons gaan moet ophef, moet ons al hierdie rasgebaseerde wette en dinge in plek hê. Nie die waarheid nie. Algeheel rapporteer 44% persoonlike ervaring van rasisme en dit is af. So met tyd ervaar in jou lyf die meeste mense nie rasisme nie. En tog sê hulle rapporteer slegs 30% van huishoudings onder R2000 het, vergelyke met 54% van die wat R20.000 of meer verdien. Dit beteken die armstes van die armstes wat hulle wil help, het nie die groot gestoei en geknoei en goede wat hulle sê dit het nie. Mense wat R20.000 maand meer het, die huishoudings met daai inkomste, bietjie gemakliker in die lewe, dis meer die mense wat klaar daaroor. So die storie van ons met die agtergeblewenes hierdie verskriklike hulp en dit is die regverdiging van die rasgebaseerde wette, is nie die waarheid nie. Punt 6.
Rassegriewe is gekonsentreer rondom griefgeoriënteerde politieke partye. Dit maak omtrent sin, want dit sê so dit dui op 'n wederwysige versterkende verhouding tussen kiesers wat sensitief is vir griewe en partye wat op griewe fokus. Politieke partye is meer uitgesproke oor rasgebaseerde kwessies. En dit is hierdie mense sê hulle wat meer praat daaroor. So gerapporteerde persoonlike ervaring van rasisme staan op 74% onder die Vryheidsfront, 63% onder MK ouens, 56% onder PA, 50% onder EFF. Daai is half 'n logiese ding wat ek kan sien waar kan wees. Dis die groepe wat meer fokus op sulke dinge. Punt 7. Suid-Afrikaners verwerp uiterste rassebedreigingsnarratiewe. Hulle het van die mense gevra, wat dink julle van Trump se wit volksmoord? Uitspraak en 72% verwerp dit en slegs 19% aanvaar dit. Selfs onder wit mense het slegs 37% saamgestem. Nou, hierdie is 'n moeilike ding, want ek weet nie wat mense als verstaan onder wat hulle verstaan onder Trump se wit volksmoord nie. Want dit is 'n disproporsionele ding, of jy sê dit is volksmoord statisties akkuraat, of jy sê dit is 'n pad soontoe, en of waar jy ook al op die glyskaal hê, daar is 'n probleem daar. Maar, wat die minstens sê is, selfs wit mense as jy hulle probeer druk op die een ekstreme kant, stem die meeste mense nie saam nie. Vermoedelik is dit hoekom die meeste mense sê, hier is baie moeilikheid in hierdie land. Ons gaan nergens heen nie, al sê iemand kom nie. Ons bly hier, hoekom? Want ons hoort hier so. Ons gaan nie, dis nie so erg dat ek hardloop vir my lewe nie. Kom ons stel dit so. Punt 8. Die publiek bly diep skepties oor elite rasse retoriek. Baie goeie nuus hierdie natuurlik, want dit is die hoofding. Jy moet besef, die nuus wat by jou uitkom van die regering af, is presies dit. Dis wat die regering wat jy moet weet van hulle kant af. Dis nie plat feite nie. Meestal nie. Hulle wil jy moet ietsie weet, so as dit van hulle kant af kom, het dit hulle invalshoek op die saak. 70% stem saam dat politici rasisme en kolonialisme gebruik om hulle mislukkings te verskoon. Insluitend 67% van die swart mense wat hulle gevra het. En 73% van die ANC ondersteuners sê, die politieke ouens gebruik rasisme en kolonialisme as 'n verskoning vir hulle eie mislukkings. Hierdie is my merkwaardig, want ek kan nie dink aan 'n toespraak wat by Ramaphosa se mond uitkom, wat hy dit nie insleep, en hoekom hulle moet regstellings doen, en redressing doen, en al hierdie goed te doen oor die kolonialisme, en die rasisme, en dis in elke liewe toespraak wat hy doen. En tog sê die mense, sy eie ondersteuners dan sê, hierdie is nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. So opgesom julle, is hierdie vir my baie goeie nuus, om te sien dat as jy vir die mense self vra, hoe lyk dit maatjies, wat dink jy van die storie, né? Dan dink hulle nie noodwendig soos wat ons vertel word, hulle dink nie. Ek dink op hierdie punt moet ek net gou 'n advertensieflitsie laat sien, en dan praat ek met jou oor, wat sou 'n mens kon sê uit 'n Christelike oogpunt oor hierdie saak? Soos met 'n goeie film, is musiek die mees belangrike faktor wat die atmosfeer van jou troudag sal bepaal. Dit maak of breek. Van die oomblik wat jou gaste opdaag tot die dansvloer sluit, sal Music for Weddings sorg dat jou persoonlike liefdesverhaal die perfekte lewende of opgeneemde klankbaan het. Vind meer uit by musicforweddings.co.za. Hulle het pakkette beskikbaar vir elke smaak en begroting. Bespreek SA se heel beste troumusiekverskaffer. Kom ons loer, liewe vriende, na wat ek dink, ek verstaan van hoe 'n Christen behoort te dink uit 'n Bybelse oogpunt oor die ding van rasse. Daar's hierdie twee kante wat jy in balans moet bring. En ek gaan vir jou, daar's baie dinge te sê daaroor. Hierdie is net 'n baie vinnige twee groot punte wat ek vir jou wil noem. Die een ding is te kry hierso. Dit praat oor gelykheid. En jy kry dit in Galasiërs 3 vers 28, dit sê,
Daar is nie Jood of Griek nie, daar is nie slaaf of vry nie, daar is nie man of vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Dit praat van eenheid tussen al hierdie verskillende wat lyk soos teenpole op 'n manier, maar dit sê daar's gelykheid in Christus. Wat dit nie beteken nie, is nie, daar is nie Jode of Grieke mee op aarde nie, want baie duidelik is daar Jode of Grieke op aarde. Dit beteken nie daar's nie mans en vrouens nie, ten spyte van wat party mense sê nie, want baie duidelik is daar mans en vrouens op aarde. En daar's mense wat slawe is en daar's mense wat vry is. Wat bedoel die Bybel dan as dit al hierdie dinge sê? In Christus is daar nie hierdie goede nie. Dit bedoel daar's gelykheid in Christus. Hoekom? Want ons is mense, ons is na sy beeld geskape, ons is gelyke geskapenis onder ons Skepper. Maar die goed verval nie. Die goed verval nie, want hulle is nog daar. En as jy dink, maar dit sê dan daar is nie, dan is die volgende ding wat jy moet sien. Ekskuus net gou om vir ons hier so kry. Openbaring 7 vers 8. En dit praat van die diversiteit weer. Die een praat oor die gelykheid, die ander praat oor die diversiteit. Openbaring 7 vers 9 sê, daarna het ek gekyk en daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit elke nasie, elke stam, elke volk en taal, wat voor die troon en voor die lam gestaan het. In die einde van tye staan ons voor die lam. En dit sê, ons staan nie daar as 'n massa grys mense van oor al die tye nie. Dit sê, dit staan daar as nasies, as volke, as tale. In my kop maak dit die onderskeid, omdat daai onderskeid belangrik is en nodig is. Die feit dat ons 'n Christen is, gee ons 'n hart vir alle mense. Maar dit vat nie die skeiingslyn tussen mense weg nie. Ek dink dit is so 'n groot ewel om almal dieselfde te wil maak. En ek trek dit deur na klein stukkies detail toe, soos almal kan nie die punte wil hê nie. Jy kan nie wil almal dieselfde laat voel, omdat party 40 kry en party 80 kry nie. Net soos wat jy nie party kan laat beter as slegter voel, omdat die een ou kan baie vinniger hardloop oor 100 meter as 'n ander ou nie. Jy hoef nie ou te laat sleg voel wat laaste kom nie, dis net nie sy talent nie. Net soos wat jy iemand kan laat sleg voel omdat hy 40 kry as hy geleer het, bygesê, maar dis sy kapasiteit. Almal het verskillende kapasiteite, almal het verskillende velklere. God het dit so gemaak en beplan en mense individueel toegerus en met talente uitgerus en roepings gegee. Dit moet nie dieselfde wees nie. Vergeet van dit kan nie, dit moet nie dieselfde wees nie. Wit mense moenie swart mense wil wees nie. Swart mense moenie wil wit mense wees nie. Maar almal moet toegang hê tot dit wat hulle laat floreer as 'n mens en as 'n groep, as 'n volk, as 'n nasie, as 'n taal. En dit is wat die rassewette maak. Rassewette moenie rasse wegvat nie. Rassewette moet maak dat jy kan floreer in die konteks van jou ras. Tot die voordeel van jou ras. En as dit gebeur, dis amper soos met gesinne, gaan die voordeel van al die mense om jou wees wat nie eers jou ras is nie. As 'n huwelik sterk is, gewoonlik is die gesin gesond. As die gesin gesond is die gemeenskap gesond. Is die land gesond. Dit kring uit en hierdie is dieselfde. As ons rasse oppas en almal toegang gee wat hulle nodig het tot die voordeel van hulle eie vooruitgang, gaan almal gesond wees en vir hulle eie volk en nasie en groep voordelig wees en die voordeel gaan uitsprei na die groepe om hulle. Dis die idee daarvan, glo ek, dis wat in die hart van God was, toe hy verskillende dinge gemaak het, verskillende mense gemaak het, verskillende volke gemaak het, verskillende gawes gegee het, maar tog gesê het, in my, dis nie beter as slegter nie. Jy is nie beter omdat jy 'n sekere soort volk soos 'n Griek of 'n Jood is nie. Jy is nie beter omdat jy 'n sekere soort standing het in die samelewing soos jy is die baas of jy is die slaaf nie. Jy is nie beter oor jy 'n man of 'n vrou is nie. Maar jy is 'n man of 'n vrou. So, daar is my 3 cents opinie, liewe vriende. Ek hoop dit maak sin vir jou. En ek is so bly oor hierdie meningsopname wat die Instituut vir Rasseverhoudings vir ons het, want dit gee vir ons die feite soos wat dit lyk, sonder die opinies om dit. En nou kan jy jou eie opinie daaroor gaan vorm. Ek gee nie om wat jou afleidings is en jou eie besluite nie. Ek wil net hê jy moet weet van die feite soos wat dit staan.
Baie lekker gesprek met jou gewees vandag. En hierdie gesprek is net nie klaar sonder jou nie. So, ek wil hê jy moet asseblief jou opinie, jou mening, jou terugvoer gee. Stuur dit asseblief vir my na hierdie e-posadres radio@radionuwelied.com of as jy wil eerder met WhatsApp of Telegram werk 062-336-5330. Dis waar jy dit kan stuur. Tot volgende keer, bly vra, bly soek na die waarheid, bly geanker in Christus. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juwelied.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Jy luister nou na Radio Nuwelied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.